Liefdes, ek groet julle in die Here se naam, genade en vrede van God ons Vader, van die Here Jesus Christus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Romeine is altyd vir my 'n interessante boek. Ek wil nou amper sê, lees gou vir Romeine 6 deur en vertel julle vir my wat verstaan julle daarvan. Ek is al sat vir Romeine. Op universiteit het ons 2 keer Romeine in Grieks gelees en toe ons in Grieks 3 dit moet doen toe weier ek, so ek is nou moeg vir Romeine. Maar weet julle wat, as ek Romeine vat en ek lees hom, as dit vir my asof ek niks verstaan. Ek lees hom in die woorde, ek hoor die woorde, maar dit is moeilik om te verstaan. Een van die dinge is, in die Romeine brief het ons 'n paar belangrike temas en op verskillende hoeke kom die Here dan by monde van Paulus en hy belig hierdie tema. So aan die een kant voel vir jou, jy lees almekaar dieselfde, en aan die ander kant, as jy die unieke ontdek van hierdie gedeelte, dan is dit wonderlik. So gedeelte is Romeine 6. Ek het die hele tyd gesê, ek sit er vir Romeine 5 tot 7, want dis, soos wat ek al soos ek sê, baie eksamens oorgeskryf, die afkeer as ek lees, dan verstaan ek dit nie, maar vir my, soos wat die mens nou gaan lees oor die teks, kommentaar en goed, dan as hy pen en drop, dan wil ek sê, dan is dit so maklik. En ek wil vir julle nou help om Romeine 6 van vers 12 tot 23 te verstaan. Maak almal so. Trine, ek kan nie sien nie, maak jy ook so. Maak so. So, hou jou hande. Ja. En dan maak jy so. Goed, dis Romeine 6. Dis Romeine 6. Ek gaan dit nou lees en dan gaan ons die deurgaan en dan gaan julle hooplik verstaan. Dit is 'n manier om net te onthou waaroor dit gaan. Kom ons lees Romeine 6 van vers 12 tot 23. Laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggaam heers, om julle sy begeertes te laat gehoorsaam nie. Julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Nee, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julle self tot beskikking van God en julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Hoe genaamd nie? Besef julle nie, dat julle julleself vir iemand beskikbaar stel, om hom as slawe te gehoorsaam? Julle slawe is van die persoon aan wie julle gehoorsaam is nie. Julle is of slawe van die sonde wat tot die dood lei, of slawe van gehoorsaamheid, wat lei tot geregtigheid. Aan God die dank dat julle wel slawe van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het, aan die vorm van leer waarin julle onderwerp is. Vrygemaak van die sonde het julle slawe van geregtigheid geword. En terwyl van julle menslike swakheid praat ek in menslike terme. Want soos julle ledemate in diens van onreinheid en losbandigheid gestel het om losbandig te leef, stel nou julle ledemate in diens van geregtigheid om heilig te leef. Want toe julle nog slawe van die sonde was julle nie aan die geregtigheid gebonde. Watter vrug het julle destyds verkry? Oor daardie dinge skaam julle nou, want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle van die sonde vrygemaak is en diensbaar aan God geword het, lewer julle die vrug van die heiligmaking. En die uiteinde hiervan is die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in die Here Jesus Christus, ons Here. Hierdie gedeelte, ek kan amper sê as ek hom nou gelees, maar ek dink julle verstaan as ek sê, as jy hom lees dan, as jy so 'n bietjie deur mekaar, totdat 'n mens sien presies waaroor dit gaan. Dit gaan vir Paulus oor 'n klompie sake, maar hier, hoofstuk 5 en 6, selfs 7, gaan dit oor 'n vraag. Dink nou 'n bietjie logies, kom ons dink wiskunde. As ek sonde doen, en God vergewe my sonde, is ek dankbaar.
So hoe meer sonde ek doen, hoe meer is daar wat God my kan vergewe, hoe groter gaan my dankbaarheid wees. So dit sê, doen al hoe meer sonde, sodat God meer kan vergewe, sodat jy onder die indruk kan kom van God se dankbaarheid. Dis mos logies, né? Is dit nie wiskunde? Wiskunde werk dalk so maar geloof. Hierdie tipe redenasie maak sin. Maar Paulus sê, dis presies hoe mense wat nie verstaan wat genade is, die hoe hulle redeneer. Nou kom Paulus hier, en hy praat met die mense, as jy Romeine lees, dan klink dit of hier 'n klomp reëls en wette is, maar Paulus praat juist, ons is vry van die wet, ons is nie onder die wet nie. So hy kom nie en hy gee vir ons nuwe wette nie. Wat doen hy? En dis 'n sleutelwoord in die hele Romeinebrief. Hy gee vir ons 'n identiteit, of liewers, hy maak ons bewus van ons identiteit. Wat is identiteit? Dis wie ek is. Wie is ek? Ek is nie 'n Amerikaner nie, ek is nie 'n Kaapenaar nie, ek is nie 'n Vrystater nie. Wie is ek? Ek is Koosnel, ek is pa van 2 kinders, ek is nie 'n Pretoriaaner nie, ek is 'n Hakdoring of 'n onderste poorter. Klop met wat sê wie ek is. En dit is nou lekker, as ons nou in die week 'n troue gehad, nou is al die Brakman familie saam, en ek was mos nou daar. Nou is so lekker om mekaar te spot, want hier diep op my binnekant is ek 'n Brakman. So ek kan Brakman grappies maak, alles, dis wie ek is. Nou kom Paulus hier en hy sê, ek wil vir julle vertel wie is julle. En die eerste 3 verse hier, vers 12 tot 14, het identiteitsmerkers. Wie is jy? Laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggame heers nie. Jy is nie iemand vir wie die sonde baas is. Dis wie jy is, so leef dit dan uit. En ek dink ons ken dit. Iets wat ek gedoen het wat verkeerd is, wat ek gedink het ek nooit van sal ontslaag raak. En ek het dit reggekry. Is dit deur 'n wonderwerk van bo, ek glo ons lewe met die Here se genade, maar dis baie keer jou besluit om dit nie te doen nie. Ek wil nou nie, julle weet ek hou van rook, maar ek rook nie meer nie, maar ek wil dit maar as voorbeeld doen. Baie mense het gerook en hulle het opgehou. Hoekom? Omdat hulle dit besluit het. Nou so is daar sondes in 'n mens se lewe, en as jy terugdink, toe jy kind was, party van ons het verskriklike hiermee gehad. Maar jy het geleer om dit te los. Party van ons het verskriklik gevloek. Nou vloek ons min, net as dit nodig is. Nee, party van ons het verskriklik lelik gepraat, ek het opgehou daar. Party van ons in 'n huwelikssituasie was baie jaloers in 'n verhouding. Ek het geleer dit breek verhoudings af. Party van ons was ongelooflik selfsugtig, alles het om myself gegaan. Ons het dit gelos. Hier is 'n gemeentelid, hy is nou nie vanoggend hier in die kerk, so kan hy maar praat van wat hy my geleer het. Hy het vir my vertel, hy tel langs die pad mense op. Ek sê, jy mag dit nie doen nie, jy gaan doodgemaak. Maar hy sê, hy maak 'n saak van gebed. En ek is nog steeds een wat nie sommer enige langs die pad gaan optel nie, maar daarin ons straatjie, ek ken ons nou al die mense wat daar is, en as die mense nog aangetrek is vir kerk, ek doen dit moeilik, maar weet jy, net daai stil hou, hoor jy, kan ek jou lift gee, dan praat hulle allemaal omtrent Afrikaans, en dan vat ek net tot op die hoek waar hulle die beskryf. Maar net daai klein bietjie, is vir my nog steeds moeilik, maar om net iets te doen vir jy, of vir iemand iets te gee. Jy weet dat die mense het swaar, en dan sommer, as jy staan in jou lewe wat jy gee, en allemaal moet weet jy dit gegee, maar dan kom daar 'n tyd wat jy gee, nie so dat hulle vir jou kan dankie sê, maar net omdat jy die regte ding is. Laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggaam heers, om julle sy begeertes te laat gehoorsaam. Dis die eerste identiteit wat jy het. Paulus sê, jy het dit, as jy gelowig is, dan leef dit uit. Die tweede, julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel. Hierdie is 'n gevaarlike ding. Ongelooflik interessant hoeveel klem Paulus op die liggaam lê.
Destyds het die Griekse mense geglo jy het 'n liggaam en 'n siel. Die liggaam is sondig, die siel is heilig. So, die liggaam, hy gaan in elk geval tot net so, jy kan maar sonde doen met jou liggaam, sodat jy net jou siel heilig. Die Jode het so geglo nie. Die Jode het gesê, God het die mens gemaak uit die klein, en sy lewensasem daar geplaas, die mens het 'n lewende wese gevorm. So, jy as mens is vir God belangrik. Dis hoekom dit vir my wonderlik is, as ek by iemand in die hospitaal is wat siek is, kan ek bid vir liggaamlike genesing, omdat Jesus liggaamlik aan die kruis gesterf het, maar hy het ook liggaamlik opgestaan. So, ons glo in die opstanding van die vlees. Hoe dit werk, mense wat nog lewe sal nie weet. Maar God het dit vir ons beloof en daarom glo ons dit. En daarom is dit baie belangrik, jou liggaam moenie 'n wapen wees. Hy praat hier in militêre terme. Is jou liggaam 'n missiel wat op Israel geskiet is, of 'n kernwapen wat op Iran gegooi is? Of is dit 'n mes wat iemand steek? Jou liggaam, tong, is dat 'n mensie wat kortkop 'n steek gee? Is jou hande 'n wapen wat mense afkraak? Dit is onverheerlik, my ander tekens is. Maar dinge wat ek met my liggaam doen, wat 'n wapen is van wat? Hierdie is 'n baie belangrike woord, 'n wapen van ongeregtigheid. Ons kom net terug na geregtigheid. 'n Wapen van ongeregtigheid. Jy, vers 12 sê, jy moet nie laat die sonde oor jou heers nie. En dan sê hy, jou liggaam moet nie meer 'n wapen van ongeregtigheid wees nie. Nee, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julleself tot beskikking van God en julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Met ander woorde, my mond moet regverdig wees. Sukkel met daai ene. As ek sien iemand behandel iemand anders onregverdig, wat doen ek? Terwyl van die vrede bly is. Dis nie reg. Ek moet my ledemate as 'n wapen van geregtigheid tot God stel. Die derde identiteitsmerk wat hier sê, die sonde mag beslis nie oor julle heers nie, maar die sonde mag nie jou baas wees nie. Die sonde het nie die laaste sê nie. Daai uitdrukking, ek is ook maar net mens. Dis 'n belydenis dat die sonde jou baas is. Sonde, wat is sonde? Sonde is om nie in 'n verhouding met God te wees nie. Ek is in 'n verhouding met God, so die dinge wat mense doen wat nie met God in 'n verhouding is, daai nie verhouding met God nie, is nie meer my baas nie. Dis die identiteitsmerkers wat Paulus vir ons gee. Dis wie ons is. Of wat ek so sê, dis goed wat ons nie moet doen nie, as gevolg van wie ons is. Nou vra hy nou hierdie vraag, wat dan? Vers 5, jy sal sonde doen omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade. Ek is ons vry, so kan ek maar sonde doen. Hy sê, hoegenaamd nie. En dan kom hy met hierdie verskriklike belangrike ding. Besef julle nie dat julle julleself vir iemand beskikbaar stel om hom as slawe te gehoorsaam. Julle slawe is vir die persoon aan wie julle gehoorsaam is. Ek wil nou nie eintlik oor skuld net of as 'n grappie oor skuld, maar julle weet hoe skuld werk. As ek vir die bank geld skuld, dan het die bank redelik mag oor. Maar ek ken nie die mense nie, maar as ek by 'n vriend of by familie geld geleen het, dan mense kan met jou mors, want hulle het jou aan hulle mag. Hoeveel keer het ek weer in my maat vertel hierdie 30er jare hoe hulle negosie smouse. Dan kom hulle hier op die plaas aan daar in Boesmanland dan. Kom hulle by die winkel met die hele winkel op 'n wa, met 'n bietjie lekkers vir die kinders, 'n bietjie meel, suiker, koffie, hulle hoef nie meer wit gebloemte rooster nie, materiaal vir klere, en dan sê my ma se haar oupa gesê nie, ons het nie nou geld hier, die oes lê nog voor. Dan sê hy, nee, maar vat op skuld, as ek nou na die oes kom, kan jy my betaal. Na die oes, bly hy weg, net voor die volgende oes kom. Selfde storie, en hy maak weer skuld, en 3 jaar se skuld, dan vat hy jou plaas. Paulus
Paulus sê hier, sonde is nie 'n speletjie nie, sonde is 'n baas wat van jou 'n slaaf maak. Daarby preek is 'n man met 'n ketting aan sy hand. Is jy nog gebonde aan die sonde? Is jy nog 'n slaaf van die ketting? Onthou dat as jy jouself beskikbaar stel om iemand se wil te doen, om 'n slaaf te wees, behoort jy nie meer aan jouself nie. En dan sê hy, julle is of slawe van die sonde wat tot die dood lei, of slawe van gehoorsaamheid wat lei tot geregtigheid. Baie interessant. Nergens in hierdie hoofstuk sê hy, jy is 'n slaaf van die sonde of 'n slaaf van God. Want in die eerste plek is ons nie slawe van God nie, ons is kinders van God. Ons is 'n slaaf van wat? Dit is so mooi, ek het dit nie al my eksamens deur gesien nie, ons is 'n slaaf van geregtigheid. Wat is geregtigheid? Geregtigheid is om te doen wat reg is. Wat maak julle kwaad van, ek wil sê, die regering, die land, die wêreld, al die goeders? Korrupsie. Jy betaal belasting en jy kry niks in ruil daarvoor nie. Jy betaal vir diens, maar 'n swak diens. As jy nie 'n paar geld gee om iemand mee om te koop nie, kry jy niks reg. Vriend van my het later Kanada toe getrek, hy het met 'n ander vriend van my gepraat, hy wou 'n besigheid begin het en die een wat vir hom raad gegee het gesê, die fout wat baie besighede begaan is, hulle begroot nie vir omkoopgeld. Ek kon dit nie glo nie. Hy lag. Hy sê, as jy nie in jou budget geld vir omkoopgeld het, nie gaan jou besigheid val. Baie slegte woorde, ek wil amper sê, ek hoop nie, hy is reg nie, maar as ek so rondom my kyk, dan lyk as my sonder omkoop kom jy nêrens nie. Dis ongeregtigheid. Mense wat nie werk kry nie, omdat hulle te oud is. Dis regtig skokkend hoeveel mense ek nou van gehoor het wat hulle werk van die familie daar Brakpan werk verloor. En hulle doen hulle aansoek vir werk, maar hulle kry nie want hulle is te oud. Of hulle klere is nie reg nie, of dit of dat. Die krisis in die wêreld is ongeregtigheid. En nou is dit so treffend dat Paulus hier sê, jy is of 'n slaaf van die sonde, of jy is 'n slaaf van geregtigheid. Met ander woorde, ek doen wat reg is. Nie 'n slaaf van God nie, maar 'n slaaf van geregtigheid. Dan sê hy, dankie Here, dat julle was slawe van die sonde, maar julle het van harte gehoorsaam geword. Julle was slawe van die sonde, maar hy ketting van slawerny is gebreek. Aan hierdie hand is hierdie ketting wat gebreek is, en wat is aan hierdie hand? Nie 'n nuwe ketting nie, maar 'n goue armband. 'n Goue armband wat sê, ek leef tot eer van God. Julle is vrygemaak van die sonde en julle is slawe van geregtigheid. Geregtigheid is eintlik nie 'n baas. Geregtigheid is 'n lewensingesteldheid. So my lewe word sodat reg is reg en punt. Nie reg is reg en verkeerd is verkeerd nie. Reg is reg, dis al wat vir myself maak. Nou het ek 'n slaaf van geregtigheid geword en hy sê nou hierso in vers 19, stel nou so julle ledemate, weer eens ek praat van ons liggame, in diens van die geregtigheid om heilig te lewe. Dis seker mooi woord. Jy moet nou môre by die werk van mense gaan sê ek is heilig. Wat vir jou skeef aankyk. Jy hoef dit te sê nie, maar jy moet dit weet. Ek is heilig, wat beteken dit? Ek is anders. Die woord heilig beteken spesiaal anders. Hoekom is God heilig? Omdat God so totaal anders is. Hoekom was die tempel so besonder? Die tempel was heilig omdat dit anders is. Is hierdie kerkgebou heilig? Ja. Nie heilig soos in, ek mag nie, soos die banke uitlaat en ons 'n sokkie hier hou. Hy is nie heilig omdat hier iets snaaks is nie, maar hy is heilig omdat dit anders is as die wêreld, want hier maak die goed wat in die wêreld saam maak, nie regtig saam nie. Hier maak dit nie saam hoe netjies jy aangetrek is, hoe mooi jy aangetrek is nie. Hier maak dit nie saam hoe jong of hoe oud jy is nie. Hier maak dit nie saam wat jou status is nie. Hier maak een ding saam en dit is, ons is hier om die Here te dien.
Ons is hier om geregtigheid uit te leef. En dis hoekom die kerk is, ek kan nou sê die koffie drink na die tyd, vir my, julle ken my, is net so belangrik soos die erediens hier. Want dit is deel van ons saamwees. Hierdie, ek is elke oggend laat hier Sondag, want dit is so lekker, in die verlede het ons in die consistorie by mekaar gekom, wat 'n goeie ding was, maar dit is so lekker om, soos wat mense inkom, sommer net te sê, hallo, 'n bietjie te gesels, hoor hoe dit gaan. Dit is deel van hierdie andersheid, want in die week kry ons nie tyd daarvoor nie. Andersheid, heiligheid. Hier lees ons, julle ledemaat, my oor my arms, my bene, my mond, my hele liggaam, moet in diens gestel word van geregtigheid, sodat ek heilig kan leef. Sodat mense kan sien daar's iets anders. Nie ouder dan daar nie, maar kan sien. Hier is iemand wat jy kan vertrou. Baie jare terug het Charles Jasbeck iemand gekry, dis 'n predikant hier in die Noord, hy was by onderste poort se seun wat sendingwerk doen as ingenieur in Zambië. En dit gaan oor, hulle wil die mense se kultuur verander, hulle het daar 'n papaya koöperasie basis op die been gebring. En die regering hou niks van daai mense. Maar as hulle 'n deal moet doen hulle met daai mense wat hulle weet. Hierdie mense is eerlik. Hulle hou nie van hulle nie, want hulle gee nie bribes nie. Hulle gee nie onkomgeld nie. Maar hulle weet, hierdie mense is betroubaar. Dis waarom dit moet neerkom. Mense moet maar dan skeef kyk na jou, maar moet weet, jy is heilig, jy is anders. Paulus vra dan, wat is die vrug wat jy in des het gehad? En toe jy 'n slaaf van die sonde was, Johannes was vasgebind, die sonde die laaste sê moet jy gehad. Wat is die loon wat jy gekry het? Wat is die vrug? Ek dink mense wat in sonde geploeter het sal weet wat die vrug is van 'n gesuiperde, van dwelms, van 'n hoerenmoer, van 'n skinder, van 'n oneerlik. Paulus sê dis waaraan jy vroeër was. Maar nou is jy vrygemaak en jy diensbaar aan God geword. Slaaf van geregtigheid, nie slaaf van God nie, maar diensbaar aan God. Nou kan God julle gebruik. Hy sê nou lewer julle die vrug van die heiligmaking en die einde hiervan is die ewige lewe. Weet julle, om amper, ekskuus, ek dink nou baie aan hom, maar toe ek nou laasboor was, dit was eintlik so hartseer. Hy was reg op 'n slegte plek. Toe ek daar was, het hy 'n helder oomblik gehad. Julle weet mos hoe werk sulke siektes soos dementia, jy het helder oomblik in die en ek kon nie glo hy is so siek en dan daai oomblik was hy so helder nie, maar sy liggaam het vir my gewys, dit gaan sleg. Hy was 91. En sy kinders het almal gesê, dit is 'n verlossing wat hy het so gelei. Daardie is die pad wat vir absoluut elkeen van ons wag. En is die dood vir jou iets afgrysliks? Is dit iets waarvan jy bang is? Nee. Want Paulus sê, die uiteinde van hierdie vryheid wat ons nou het. Ons is nie slawe van die sonde nie, ons is diensbaar aan God. Die uiteinde daarvan is die ewige lewe. En die ewige lewe wat nie begin as ek dood is, die ewige lewe begin nou. Die ewige lewe begin nou, want wat is die ewige lewe? Die ewige lewe is om by God te wees. Hel is om stopseladeerd wees sonder God, sonder enige lewe, met alles wat daarmee gepaard gaan. Ewige lewe, ek is by God. Ek is by God, ek is by God so mense. So, vanoggend beleef ek iets van die hemel, om net vir medegelowiges te sê, hallo, hoe gaan? En hierdie lewe gaan nou aan vir die volgende 80 miljoen jaar. Hoe sing Amazing Grace as 'n miljoen jaar was dit gevoel ons nog net begin. Die lewe hou aan vir mense wat vrygemaak is van die sonde. Die laaste vers hier, wat die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Jesus Christus, ons Here. Die loon van die sonde, die pyn wat jy kry. Kyk, jy werk ons nou vir 'n baas. Jy is ons nou slaaf van die sonde. Wat is die pyn wat jy kry? Die dood. En dit is nie op te asemhaal, dit is die ewige dood. Maar die genadegawe, jy sien hoe loon en genadegawe teenoor mekaar gestel word. Die twee slaat nie dieselfde nie. Dis nie, ek word beloon omdat ek nou die Here dien.
nee, dis genadegawe. Die een is wat ek verdien en dit is die dood, die ander is wat ek kry. Die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Hierdie gedeelte kom van vers 12 tot 23 en hy vertel vir jou wie is jy, jou identiteit. En hy kom wys hy vir jou. Dit wat hierdie prentjie sê, jy is vry van die kettinge van sonde, jy het hierdie goue armband wat sê ek is diensknegt van God. Maak weer so. En vra vir jouself af, wat is daar wat jy aan vashou wat jy weet jy moet los? Partykeer is dit trauma wat jy gehad het as kind. Hoeveel keer gebeur dit nie dat mense sit met goeders waarmee hulle sukkel want hulle het as kinders slegte dinge beleef. Partykeer is dit 'n huwelik wat nie uitgewerk het nie. Partykeer is dit kinders wat jou in die steek gelaat het, familie. Is dit dan goeie dinge maar dit vir jou niks werd is? Is dit jou graad? Dink jy omdat jy baie geleerd is, jy is beter as ander? Is dit jou werk? Ek het daar my werk gehou, ander mense het nie meer hulle werk nie. Is dit jou geld? Is dit jou status? Is dit jou huis? Is dit dinge in jou lewe wat verkeerd is wat jy nie kan los? Ek weet nie, maar die mense praat van baie snaakse geheime sondes wat mense doen. Is daar iets wat jou vashou, wat jou verhinder om te doen wat jy wil as kind van God? Maak dan so. En as jy so maak, dan sê jy, ek los hierdie goeders in, en nou is ek vry om te doen wat God wil. Romeine 6 van vas tot oop. Toegeklemde hande tot oop. Oop hande, ek hou daarvan, ek gaan vir julle vra as ons aan die einde die seën ontvang. Het is my lekker om so te staan, simbolies die seën te ontvang. My hand is oop, ek het niks van my hand toe, dat die seën van die Here verby gaan. Ek sê, Here, dankie dat ek U naam op my kry, U seën kan ontvang, en ek gaan lewe as vry mens. Nie 'n slaaf van die sonde nie, maar 'n slaaf van geregtigheid, vry om God te dien. Jesus Christus het vir ons deur sy offer